Skryf hy hier, nou kom hy in die 15de vers van Efesiërs 4. Ek wil net nou terugkom dit. Hy sê, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei, in hom wat die hoof is, naamlik Christus. Met ander woorde, ons groei nie elkeen in ons eie ding op nie. Hy sê, ons groei in Christus op. Ons groei in die Gees op. Hy sê, dit is Jesus Christus. Dan gaan hy verder, dan sê hy, in wie elke mens betrokke is. Hy sê, elke lid het sy afsonderlike werking binne hierdie liggaam. Maar dit gaan oor die een hoof, en dis Jesus Christus. Jy groei in Jesus Christus op. Jy word nie groter in jouself nie. Nou, praat Paulus net in die volgende boek, in die Filippense. Dan klink dit nou weer, kom ons kyk van Filippense 1, vers 15. Mense, hierdie is 'n ding wat vir my, ek kyk baie daarna, as 'n mens gaan kyk en jy gaan rond en jy sien daar is baie verskillende bedieninge. Hy sê sommige, vers 15, Filippense 1, hy sê sommige preek Christus wel ook uit afguns en toos, maar ander ook uit welwillendheid. Die eerste verkondig Christus uit naaiwer, nie met suiwere bedoeling nie, met die mening om aan my boeie verdrukking by te voeg. So daar is party ouens wat nog steeds, en jy kan dit sien, hoe dit gewerk het as jy die boek van Handelinge gaan lees. Dan sien jy hoe die ouens hier teen mekaar is. Nee, en die ouens wil hier die boodskap wat Paulus vir die mense bring, wil hulle wil hom 'n bietjie nail. Hulle hou nie van die woord wat hy verkondig nie. En as hy gegaan het en hy het die woord verkondig, dan kom hulle agterna weer met 'n ou bedeling. Jy weet, so nou sê hy dat hulle wil in sy boeie verdrukking toevoeg. Hy sê, maar die ander uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie. Hy sê, maar wat maak dit saak? Hy sê, wat maak dit in elk geval saak? Hy sê, in alle geval, op allerlei wyse, of dit onder 'n skyn of 'n waarheid is, word Christus verkondig. Hy sê, en hierin verbly ek my, en sal ek my ook verbly. Dan sê mens, dit lyk vir my half asof ons nou weer elkeen aangaan met sy eie ding. Maak nie saak hoe Christus verkondig word nie. Maar dan gaan jy verder en jy gaan kyk na Filippense 3 byvoorbeeld. Waar Paulus kom, dan sê hy van in Filippense 3, hy sê, ek kan nie skaam om dieselfde woord oor en oor vir julle te bring nie. Hy sê, want julle moet hoor wat die werklikheid is. Hy sê, in die 3de vers, dan sê hy, wie is die ware geestelikes, die ware besnydenis? Hy sê, want ons is die besnydenis, ons wat God in die gees dien, en in Christus Jesus roem, en nie op die vlees vertrou. Hy sê dat, wie is die werklike besnydenis, die werklike geesmens? Is hulle wat net na die geestelike kyk, en nie die goed meng nie, of selfs na die vleeslike gaan kyk nie. Dan gaan hy verder, dan beskryf hy homself aan die mense. Hy sê, ek was van die bestes, wat die wet betref, die beste. Hy sê, ek was 'n fariseer, ek was uit die stam van Benjamin. En dan gaan hy verder, dan sê hy, dat hy het op 'n punt gekom, waar hy al hierdie goed, sy eie prestasie, volgens die eerste verbond, as drek beskou het, om Christus as wins te verkry. Hy het nie gesê om beter te doen in Christus nie, om 'n beter Christen te wees nie. Hy sê, ek het al hierdie prestasies van my, wat ek gehad het ek as drek beskou, sodat ek Christus kan verkry. Want daar is net een werklikheid. Daar is net een werklikheid. Dan moet jy sien, wat is Christus? Dit is om absoluut te besef, Galasiërs 2 vers 20, ek is saam met Christus gekruisig, ek lewe nie meer nie, maar Christus is my lewe. Dis hierdie werklikheid van die mens. Dit wat ons gelees het in Romeine 3. Hy sê, daar was 'n tyd vir die wet. Hy sê, waar elke mens doemwaardig was. En elke mens besef het, hy gaan dit nie maak nie. Hy sê, maar toe word die geregtigheid van God verkondig. Die geregtigheid, die manier waarop God die mens vrygespreek het. Kyk nou, ons gaan terug na Efesiërs 3 toe. Ons het
gelees, Efesiërs 2, het ek net in van vers 19 gelees, dat hierdie evangelie is gebou op die apostels en die profete, met ander woorde, op die eerste verbond. Hy sê, nou kom hy in die 3de hoofstuk, dit gaan aan, eintlik het die mense maar die hoofstukke bygesit. Hy sê, om hierdie rede is ek Paulus, die gevangene van Christus Jesus, vir julle wat heidene is. Hy sê, as julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade. Hy praat hier van die bediening van die genade. Nou baie mense wil nie daarna kyk nie, maar as 'n mens byvoorbeeld, dan sê hulle, ja, maar Paulus sê so en Paulus sê so. Dit is baie belangrik dat ons dit sal besef. Ek lees in een van die tydskrifte dat die woorde van Paulus word baie ernstig nou aangevat, dat baie mense sê, dis net stories. Maar natuurlik sal die vyand dit doen, want hy's 'n leienaar, en hy sê, hy lieg van die begin af, want hy's 'n mensemoordenaar. Want as jy iemand se lewe van hom wegneem, dan is jy 'n moordenaar. En dit is presies wat die vyand probeer doen, is om die lewe wat Christus vir jou gegee het, weg te vat by jou. En dit is presies dit wat in die nakruisboodskap verkondig is, om te sê dat toe Christus sterf, toe is dit eintlik jou ou mens, wat swak was, wat elendig was, hel verdiend was. Hy sê, julle was goddeloos, verwyder van God. En toe Christus opstaan, toe gee hy vir ons daar die ewige lewe, die beloofde lewe. Paulus beskryf dit hierso as, in Efesiërs 3, hy sê, aan my die geringste van al, vers 8, van al die heiliges is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig. Sien nie wat het hy kom verkondig? Hierdie onnaspeurlike rykdom van God. Nou, kyk wat sê Johannes oor hierdie genade. Hy sê vir Johannes 1 vers 16, hy sê, uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. Hy sê, want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Christus Jesus gekom. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. So sien u dat die boodskap van genade en die boodskap word bestempel as die waarheid, as die ewige voorneme. Efesiërs 3 vers 11 sê, die ewige voorneme van God, wat hy opgevat het in Jesus Christus. So wanneer jy nie daarna kyk nie, dan haal jy hierdie krag uit, die boodskap. Nou kyk mooi, ons is terug by Efesiërs 3, hy sê, vers 2, hy sê, as jy ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God, wat aan my verleen is vir julle. Hy sê vir julle, so elkeen wat hierdie woord hoor of hom lees, dan praat die woord met hom, hy sê is vir jou. Hy sê, dat hy aan my deur 'n openbaring bekend gemaak het, die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het. Waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan. Hy sê dat julle hierdie verborgenheid, want God het dit aan my ook geopenbaar, om dit vir julle te gegee, in julle belang. Hy sê in Kolossense 1 vers 25, hy sê om hierdie woord van God vol te maak. Hy sê om dit te vervul. Hy sê hierdie ding wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie. Nie bekend gemaak is nie. Nie in die Ou Testament nie, selfs nie in die 4 evangelies nie. Want dit is die verborgenheid. Jesus praat selfs in Markus 4, dan sê hy, daar's baie dinge wat verborge is, maar wat geopenbaar sal word. Hy sê in Johannes 16, hy sê, ek kan nie alles vir julle sê nie. Hy sê, want julle kan dit nie dra nie. Hy sê, julle kan dit nie dra nie, want julle is nog vleeslik. So, daar is die groter werklikheid. Dit is absoluut nou een liggaam, waarvan Christus die hoof is. Dit is gees. Dit is gees. 1 Korintiërs 1. In 1 Korintiërs 1 praat die skrif spesifiek hiervan, as hy in die eerste gedeelte praat van hierdie wonderlike woord van genade, hy sê dat julle geen enkele genadegawe agter staan.
Geen enkele genadegawe agterstaan. Nou kom hy in vers 10, hy sê, maar ek vermaan julle broeders, in die naam van ons Here Jesus Christus, om almal eenstemmig te wees, en dat daar geen skeringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en dieselfde mening. So dis baie duidelik, dat daar net een mening is, dat daar net een gesindheid is, dat daar net een siening kan wees, en dit is Gees. Hy sê, Johannes 4 vers 24, sê Jesus vir die vrou by put, hy sê, God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. So, mense, in jouself, kan jy 'n baie wonderlike prestasie maak, maar dit is nie waaroor dit gaan nie. Hy sê, wees in dieselfde gesindheid en dieselfde mening, want dit is aan my deur die huisgenote van Cleo bekend gemaak, aangaande julle my broeders, dat daar twiste onder julle is. Ek bedoel dit, dat elkeen van julle sê, ek is van Paulus, ek is van Apollos, ek is van Cephas en ek is van Christus. Hy sê, is Christus verdeel? Vra hy 'n vraagteken. Hy sê, is Paulus miskien vir julle gekruisig? Of is julle in die naam van Paulus gedoop? Mense, dit gaan nie daaroor dat elke een sy eie ding doen nie. Nou kom hy in die 3de hoofstuk van Korintiërs. Dan kom Paulus, nou het hy hierdie woord aan die mense gebring, die woord van genade, die woord van waarheid. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Nie baie ander nie. Nou julle weet hoe werk hierdie ding, dat 'n koei eet gras, en dan verwerk sy daai gras. Nee. En dit word deur haar liggaam opgeneem, en sy skei melk af. Dan kom hierdie kalfie, dan drink hy die melk. Maar nie vir lank nie. Dan sien hy, hierdie ding gaan nie vir hom werk nie. Dan gaan hy, en hy begin self gras eet, en allerhande goedjies, nee, wat vir hom krag gee. En geen dier bly permanent op melk nie. Maar dan sien 'n mens dat ons het so in 'n tradisie verval. Jesus praat in Matteus 15 vers 6, hy sê, julle maak hierdie woord van God kragteloos in julle lewe, deur julle tradisie, waar julle inkom en gaan sit, wat hoor wat sê 'n ander ou vir jou, en dan gaan jy huis toe. Volgende week kom sit jy en jy luister wat sê, gaan huis toe. So, baie mense, ek het preke oor dit gehoor, wat hulle sê, so rantsoen godsdienst. Jy kom haal jou rantsoen. Mense, daar is 'n punt wat jy besef, dat die werklikheid is in jou. Die werklikheid is in jou. Hy sê, dat soos wat julle Christus ontvang, wandel so. Moenie stil staan.